As ons nog steeds stil staan by die kruisiging en die opstanding, dan is daar een vraag wat 'n mens nie meer so baie hoor nie, maar hy is al redelik gevra, en dit is die gedagte, is dit nodig vir 'n Christen om in 'n letterlike opstanding te glo? Daar is sekere sogenaamde kerkleiers in die verlede wat gepraat het van Christus het in my hart opgestaan. Is dit aanvaarbaar vir Christene om dit so te sê of dit so te beskou, of moet ons glo aan 'n letterlike opstanding uit die dood? Ja, 'n mens hoop die vraag word stil omdat daar sekerheid daaroor is dat die opstanding werklik en letterlik is, maar mense is nie altyd seker dis die geval nie. Dis absoluut noodsaaklik om te glo in 'n letterlike fisiese liggaamlike opstanding. En daar's twee redes daarvoor, een waarvan dink ek baie dikwels in die debat gemis word. So die voor die hand liggende een, is dit wat die Bybel sê, en dit is dat die Bybel die opstanding van Christus vir ons gee as 'n werklike fisiese liggaamlike opstanding. En die Bybel is duidelik daaroor. Ons lees aan die einde van Matteus 28 in Matteus 28 van die stories wat daar opgemaak is en versprei is om te probeer verduidelik hoekom die graf leeg is, en dan lees ons van hoe die Here Jesus verskyn het aan mense na sy opstanding, vis geëet het, byvoorbeeld saam met die disippels, om vir hulle te wys dat hy in liggaam opgestaan het. En dan hoe hy aan meer as 500 mense tegelyk verskyn het, en aan verskeie apostels, en selfs natuurlik vir Thomas gesê het, hy kan sy vingers in sy wonde kom steek, as hy twyfel daaroor. So die Bybel bied dit vir ons baie duidelik aan, as 'n fisiese werklike liggaamlike opstanding, en dan is die belangrike implikasie daarvan natuurlik wat ons lees in Romeine 8 vers 11, in 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 22, dat die opstanding van Christus is ook die rede vir hoekom ons kan opstaan uit die dood uit, met die wederkoms van Christus, omdat ons liggame weer opgewek gaan word, uit die graf uit gaan kom, ons 'n verheerlikte liggaam gaan ontvang, en dit is op grond van die feit dat Christus se opstanding die oorwinning oor die dood was. En omdat hy opgestaan het, kan ons ook opstaan. So die Bybelse getuienis daarvan is die een belangrike deel van die debat. En die tweede een wat daaraan hang, is die feit dat daar skuil iets agter die ontkenning van die fisiese opstanding. En dit is 'n skrifbeskouing. Want as die Bybel so duidelik praat van die fisiese, letterlike, liggaamlike opstanding, en ons is bereid om te sê, nee, Christus het in my hart opgestaan, dan is daar 'n ernstige probleem by so 'n persoon wat sy skrifbeskouing betref, want dit beteken daar sekere dele van die skrif wat hy nie aanvaar soos dit opgeteken is nie, en soos dit vir ons aangebied word nie. En dit beteken, gedeeltes in die skrif wat duidelik letterlik is, word dan net verwerp, of word anders verduidelik, of word uitgesny gedeeltes daarvan. En die skrifbeskouingsprobleem is een wat lei tot allerhande ander dwaalleer ook, en meeste dwaalleringe kan teruggelei word tot 'n swak skrifbeskouing. So ons nie aanvaar dat die Bybel die woord van God is, en onfeilbaar is nie, dan gaan dwaalleringe soos die opstanding het nie werklik plaasgevind nie, volop voorkom. Dis seker, of kom ek vra so, dis seker geldig om te sê, dit is net twee tree stroom af, wat die goddelikheid van Christus ook bevraagteken gemaak. Ja, want daarmee saamloop natuurlik iets soos die maagdelike geboorte, wat ook ontken word, en die wonderwerke. En dan weet ons van projekte soos die Jesus Seminar, waar 'n klomp sogenaamde geleerdes by mekaar kom, mense met vreeslike kwalifikasies, maar 'n klomp teoloë by mekaar kom en debatte voer oor sekere skrifgedeeltes, oor of dit nou regtig hoort in die Bybel, en of dit iets is wat ons maar kan verwerp, of dit iets is wat ons minder ernstig moet opneem, of op 'n laer vlak moet ag, en dan stem daaroor. En met 'n demokratiese stemming besluit hulle dan hierdie Bybelgedeelte of daardie vers hoef ons nie so ernstig op te neem nie. En dit is soos jy sê, dit is twee tree, dan word die godheid van Christus ontken en die hart van die evangelie uitgeruk.